Hartlik goeiemôre, mag die Here u baie ryklik seën dan ook so. Nou lieve vriende, hoe vinnig is 'n jagluiperd se hartklop? Sy hartklop gemiddeld 100 tot 120 keer per minuut as hy rus, maar na 'n jaagtog styg dit tot 200 slae per minuut. 'n Mens van 25 jaar oud se hartklop is 60 tot 70 keer per minuut, maksimum 120. Normaalweg haal 'n jagluiperd 16 tot 13 keer per minuut asem, maar na 'n jaagtog teen topspoed verhoog dit tot 150 tot 160 keer per minuut. Nou lieve vriende, 'n baie vinnige tyd wat daar sekerlik so afgelê moet word ook. Ons kan sê hierdie jagluiperd se hart in hierdie foto is sekerlik 'n baie laag, 100 tot 120 vir hulle, vir ons sou dit hoog wees en miskien is jy iemand wat baie gejaagd is vanoggend en dan het jy nodig om vanoggend se boodskap ook te hoor. Nou lieve vriende, die eerste ding wat u sekerlik moet weet is dit wat u as kind van die Here moet beleef. As die Here die siel gered het, dan is daar sekere dinge wat jy moet ervaar in die lewe. En een van die eerste sake is in Kolossense 3 vers 14, beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. U moet die liefde van God in die hart ervaar, u moet dit ook teenoor ander uitleef, u moet hierdie liefde sekerlik 'n werklikheid wees in u lewe. Dit moet nie aangeplak wees of voorgee nie, maar 'n werklikheid dat u die Here liefhet met die hele hart en ander mense rondom u liefhet. Dit beteken dat haat en bitterheid en woede uit u hart moet wees. Die volgende wat baie belangrik is, u sit dalk vanoggend daar by die kantoor of huis en u's moedeloos en u's bekommerd en daar's soveel dinge wat u omkrap. Weet jy wat het u nodig? Die vrede van God. Kolossense 3 vers 15 sê, en laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers en wees dankbaar. Kind van die Here, u moet toelaat dat die vrede van God in die hart heers. Dit doen u deur God te vertrou, deur u probleme na die Here te bring en vir die Here te kom vra, Here kom help. En dan God se weg te volg vir hulp. Nie u eie weg nie, maar God se weg vir hulp. Mag u die Here so vra ook, Here, ek het vanoggend u vrede nodig. En die Here sal dit vir u kom gee. En dan die volgende saak wat elke kind van die Here sekerlik baie nodig het en wat sal maak dat ons in vrede kan leef is God se woord in ons harte. Kolossense 3 vers 16 sê vir ons, laat die woord van Christus ryklik in julle woon, in alle wysheid. En liewe vriende, het ons dit nie so nodig dat die woord van die Here ryklik in ons kom woon nie. Dit gee wysheid, dit gee insig. Dit gaan ons nie net bewaar van sonde en ons leer hoe om die Here te dien nie, maar ook vir hierdie lewe kom gee die Here vir ons wysheid en insig. En dalk is dit die probleem, u het so lanklaas die woord van God opgeneem of so ernstig daarin gelees, dat u nie meer hierdie vrede van die Here kan ervaar nie. Dan is daar 'n verdere saak wat ook baie nodig is wat in Kolossense 3 vir ons hoe nog beskryf word. Kolossense 3 vers 16 sê leer en vermaan mekaar. Hoe nodig het ons as kinders van die Here nie om mekaar te leer en te vermaan nie en dan ook die lering aan te neem en selfs die vermaaning aan te neem en nie opstandig te word daaroor nie. Dis baie belangrik kind van die Here dat ons dit moet kan doen en dat ons so met mekaar kan praat. Die tweede saak is dat ons met psalms en lofsange en geestelike liedere is onder andere ook 'n manier van leer en vermaan mekaar. Daar moet 'n lied in ons hart wees om mense te leer oor die blydskap en vreugde van die Here, lofsang, geestelike liedere wat ons selfs mag vermaan, wat as die lied sê red wat verlore gaan, dan dink ons daaroor, kom ek by verlorenes uit. 'n Derde saak is en sing in julle harte met dankbaarheid tot eer van die Here. Net dood eenvoudig daardie saak om 'n dankbare hart en 'n dankbare gesindheid teenoor die Here te hê. Dit is die gesindheid wat ons tog moet openbaar. Dit sal maak wanneer ons die vrede en die blydskap van die Here in ons hart het, en die woord in ons hart is dat ons so 'n gesindheid sal hê. Kom ons bid saam. Ons dierbare Here, baie dankie vir die wonderlike liefde. Dankie dat U en elkeen van die kinders hierdie wonderlike vrede, blydskap kom gee, dat U die woord kom gee, dat U vir ons wys hoe om te leef. Gee dat ons tot eer van die wonderlike naam ook vandag so mag leef. Amen.